Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou, ek het in 'n vorige video gepraat oor die Bybelse uitdrukking van 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. En dat baie van ons hoor en dink dat dit beteken dat ons toestemming het om wraak te neem. As iemand my seer maak, het ek die reg om hom net so hard terug te slaan, maar nog meer. Maar wanneer ons die konteks verstaan, sê dit eintlik vir ons heeltemal iets anders. Dit sê aksies het konsekwensies, ja, maar daar is ook 'n grens aan straf. Jy kan nie iemand doodmaak omdat hy jou koei gesteel het nie. Die straf moet in verhouding wees tot die oortreding. En later haal Jesus hierdie woorde aan, maar hy neem dit nog 'n stappie verder. Hy sê in wese, jy kan nie boosheid met boosheid oorwin nie. Met ander woorde, iemand moet ergens die ketting breek. Die ketting van haat, die ketting van seer, die ketting van straf en die ketting van wraak. Want as niemand dit doen nie, raak dit 'n siklus wat net aanhou groei, totdat dit alles verteer, al die verhoudings, al die gemeenskappe, selfs 'n mens se eie lewe. Maar vandag wil ek hierdie idee so 'n klein bietjie vir jou omdraai. Nie na ander mense toe nie, maar na jouself toe. Want ek vind iets interessant in myself, in my eie lewe en dalk herken jy dit ook. Ons kyk na ons lewens en ons kyk na ons mislukkings. Ons kyk na ons pyn en ons trauma en ons foute, waar ons mense seer gemaak het, waar ons dinge verkeerd gedoen het. Maar die vraag is, wat doen ons daarmee? In baie gevalle breek ek en jy nie die ketting van daardie dinge nie. Ons hou dit aan die gang. En laat ek dit duidelik sê, dit gaan nie daaroor dat dit ons verskoon om verantwoordelikheid te neem vir wat ons doen en wat in ons lewe gebeur nie. Natuurlik moet ons. Maar die vraag is, tot waar en tot wanneer? Party mense glo vandag, hulle kan nie wiskunde doen nie, en hulle glo dit nog steeds, net omdat hulle dalk 'n toets in standaard 3 gedop het. Maar dit gaan nog dieper as dit. Dinge wat ek en jy verkeerd gedoen het, tye waar ons iemand seer gemaak het, foute waaroor ons skaam is. Daardie persoon het 10 teen 1 al lankal aan beweeg. Hulle het dalk al vergeet van wat ek gedoen het, maar ek gee myself elke dag nog pak slaag daaroor. Met ander woorde, ek hou die ketting in stand. Ek bou die ketting. 'n Ketting van skuld, 'n ketting van trauma, 'n ketting van verlies. En die ding van kettings is, hulle is van staal gemaak. Met tyd en oor tyd, as ek elke keer 'n stukkie bysit, dan raak dit swaar. Met tyd raak dit ongemaklik om naderhand te dra. En stadig maar seker begin dit iets steel van my. Dit steel my lig, dit steel my herstel, dit steel my lewe, dit steel my energie. Totdat dit uiteindelik ook jou identiteit word. Jy begin jouself sien deur daardie ketting. En amper sonder dat jy dit besef, raak dit vir jou moeilik om sonder dit te kan leef. Dit is asof jy nie meer mooi kan fokus nie, want daardie ketting het so deel geword van hoe jy jouself verstaan en wie jy is. Maar luister weer na Jesus se woorde. Jy kan nie boosheid met boosheid oorwin nie. En soms beteken dit ook, jy kan nie jou eie lewe herstel deur aan te hou om jouself oor en oor te straf vir iets wat lankal verby is en waarvoor jy reeds die prys betaal het nie. As jy elke dag teruggaan na dieselfde fout toe, na dieselfde skaamte toe, na dieselfde selfverwyte toe, dan doen jy eintlik niks aan die situasie nie. Jy hou net aan om jouself seer te maak, jy hou die siklus aan die lewe en aan die gang. Net soos in ons wraak, dink ons iemand anders moet meer ly as wat 'n oog en 'n tand werd is wat hulle aan ons gedoen het. Maar ons doen presies dieselfde aan onsself. Ons voel so skuldig, so skaam, dat ons begin glo ons verdien 'n leeftyd van straf vir daardie fout wat ek gemaak het. Maar ek dink nie dit is waar nie. Iewers moet iemand dit stop. Iewers moet iemand die ketting breek. En dalk is daardie iemand jy. Dalk is dit hoekom jy so sukkel om te vertrou, so sukkel om te leef, hoekom jy sukkel om te vergewe en selfs jouself. Want diep binne in jou dink jy, die straf was nog nie vir my genoeg nie. Maar dalk het jy al reeds die prys betaal oor en oor. Dalk het jy al reeds jou oog of jou tand opgeoffer. En nou is die tyd om op te staan. Nou is dit die tyd om die karwats neer te sit, om die kettings neer te lê en om weer te begin dink, beplan, leef, mooier, met meer wysheid en sagter. Want dalk is dit nie die wêreld wat jou lewe swaar maak nie. Dalk is dit jy en ek wat nog nie die kettings en die latte neergesit het nie. So tel vandag jou kop op, kyk vorentoe, kyk bietjie binnekant toe en sny die kettings van selfopgelegde wraak los in jou lewe. Want die lewe begin weer vloei, die oomblik wanneer jy ophou om jouself oor en oor te straf vir iets wat jy gedoen het, al is dit jou verantwoordelikheid en al was dit jou skuld gewees. So ek hoop dat jy 'n wonderlike dag het gaan leef in hierdie vryheid en tot ons weer saam stap, mooi loop.